Dan kyk ons na Sasfin en dit is nou weer 'n bank wat in 'n heeltemal 'n unieke posisie eintlik is tot 'n mate, maar kompeteer met die groot menere hier in hierdie Suid-Afrikaanse mark vir ons. Hulle slaan vandag 'n 12 maande laagtepunt, sluit 4 2/3 laer, 4% en 2/3 laer op die dag. Is daar nog plek vir hierdie tipe maatskappy? Hoe het hulle resultate daaruit gesien? Wel, je kan niet eindelijk de twee vergelijken als je weer terug gaat naar MMI. En je weet maar, als je net naar die cijfers kijkt, MMI's prijsverdiensten is omtrent op, of historisch met die resultaten is omtrent op 10. En Sasfin ook omtrent op 10. Metropolitan heeft een dividendopbrengst van omtrent 5%, Sasfin omtrent 3,5% as ek my misgis nie. So jy kan al klaar sien waar die waarde is. Of as jy die twee net sal vergelyk, weet Sasfin moontlik nie so, daar is 'n beter keuse as dit. En Sasfin het hierdie probleem van hulle is al gefokus te maak, of hulle is op 'n baie op 'n teikenmark gefokus. En 'n groot gedeelte van hulle inkomste word deur die mark self gedryf. Dan word hulle kan nie hase uit hoedens uitpluk as die mark nie saamwerk. Presies. En ek is in daai besigheid, ek weet hulle is in daai besigheid en is baie moeilik. En dit reflekteer hulle in hulle resultate. So ek dink hulle het so goed gedoen as wat hulle kan doen, gegee die omstandighede. So dit is maar op die ou ende wag vir die mark om reg te kom en beheer jou koste, wat ek dink hulle wel gedoen het. Nee, ek kan nie vandag afsluit sonder om te praat oor die een aandeel wat uitgeskiet het in die mark vandag en natuurlik daar as gevolg daarvan ook uitstaan. Richemont, 6% hoër amper, 6% hoër op die dag. Wat het oornag verander? Richemont horlosie is miskien net 'n tyd aangebreek. Ek is nie heeltemal seker nie, maar ek dink as mens nie net na vandag fokus nie, maar kyk wat oor die afgelope 2-3 maande gebeur het met daai tipe van maatskappy wat fokus op luxe artikels wat in die Verre Ooste ingaan. Iemand soos in Tiffany's wat so 2 maand of wat gelede ook hulle verslag uitgebring het. Hulle grootste groei was uit die Verre Ooste uit gewees. Dis presies waar Richemont is. So jy moet, ek dink jou meer ontwikkelde lande soos Europa is nie waar jy iewers skielik 'n geweldige wins gemaak nie. Om terug te kom, MMI moet in Afrika aangaan. Dis die lae gedeelte van jou mark. Iemand soos Richemont moet verder fokus op die ontwikkelende lande in die Verre Ooste. Dis waar hulle moet gaan. So dit is die tipe maatskappy wat sal gedoen die oomblik as ons praat van die mark self 'n bietjie minder ongemaklikheid is vir die mark, is dit waar jou investeerders se fokus toe sal verskuif. Baie interessante dag. Baie dankie vir jou kommentaar. Net na die handelsbreek gesels ek met John Loos van die Nasionale Bank. Dit is natuurlik 'n fokus op die verbandmark in Suid-Afrika uit die tweede kwartaal verslag van die Reserwebank. Ons is nou terug.